Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg vandag om weer 'n kind in te seën. Kyk, as daar nou een ding wat lekker is in ons beroep, is dit nou 'n troue en om kinders in te seën. So hoekom seën ons kinders in? En dit vra dit by elke keer wat ons kinders inseën, omdat die Bybel dit so sê. En ons het die hele boodskap vandag gebaseer oor wat die Bybel vir ons sê. En kan ons nog hierdie boek vertrou? Ons volg God se voorskrifte in die Bybel wat hy vir ons daar laat opteken net. As die woord dit so sê dit is so, dan is dit so. As die woord sê dis nie so nie, dan is dit nie so nie, punt. Alle ander werke meet ons aan die woord. Ek wil graag vir Nico en Leandri vra om vorentoe te kom saam met Nicolaas. Julle kan net so staan en kyk julle vir die gemeente. Kyk net hoe oulik is hy. Dankie vir julle gehoorsaamheid om die Bybelse voorskrifte te volg, om ook so vir Nicolaas te laat inseën vandag. Ek wil julle dan nou vra vandag, Nico en Leandri, verklaar julle as ouers voor God en voor hierdie gemeente, voor God se gemeente, dat julle Nicolaas ontvang met dankbaarheid teenoor God as 'n gawe en 'n seën uit sy hand. En is julle bereid om alles in julle vermoë te doen om seker te maak dat julle vir hom 'n stabiele omgewing te kan skep waar hy kan groot word? Dat dit julle onderneem om voortdurend aan julle huweliksverhouding te werk, om seker te maak dat julle deur goeie huweliksverhouding aan hom die nodige liefde, ondersteuning en asook die veiligheid wat hy verdien sal gee. Onderneem julle dan, Nico en Leandri, dat julle deur die voorbeeld van elk van julle se persoonlike verhouding met God hom as geestelike leiding sal help, met die vertroue dat wanneer hy 'n besluit sal neem om Jesus Christus te aanvaar en Jesus Christus se genade te aanvaar as sy persoonlike saligmaker en verlosser en om sy navolger te word. Onderneem julle om nie net alles in julle vermoë te doen om na sy fisiese behoefte om te sien nie, maar ook na sy geestelike behoeftes en om instrumenteel te wees vir sy geestelike groei en ontwikkeling. Onderneem julle verder om hom bidend met geduld groot te maak, met liefde, met die strewe dat hy God se gegewe potensiaal kan bereik in sy lewe. Is dit julle voorneme dat julle daartoe verbind is om hom ooreenkomstig die woord van God groot te maak? Wat is julle antwoord, Nico en Leandri? Dis wonderlik. Ek vra dat jy sal staan, ons gaan 'n gebed vir Nicolaas doen en ons gaan vra vir die Here om hom te beskerm. En ons gaan homself, ons doop hom nie. En ons hele boodskap, soos ons gesê het, gaan kyk oor hoekom volg ons die voorskrifte in die Bybel nou. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie vir die voorreg, Here, om ook hierdie gesin aan U op te dra. Ek vra, Here, dat U hierdie gesin sal beskerm teen enige geestelike aanvalle, teen enige fisiese aanvalle. Here, maar bovenal teen die misleiding, Here, want U waarsku ons tog so duidelik dat ons moet waaksaam wees en dat ons moet pas op vir die lyding. Ek vra, Here, dat U Nicolaas sal so 'n bietjie sal vashou en hom sal beskerm en dat U jou honger vir hom en sy hele familie sal gee. Here, om navolgers van Christus te wees. Ek vra, Here, dat U hom so 'n bietjie sal vashou. Ek vra, Here, dat U hele gesin nog meer honger sal gee om die Bybel
te vat en die goud en die geheime daarin te ontdek, deur die werking van die Heilige Gees in Jesus se naam. Vader, ek kom dan nou en ek salf vir Nicolaas in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vir hulle, laat Here die seën op hul daal. Here die seën op hul daal. Wie gaat zij Sion Dat is vir my Bybel. Nou sê, dankie, julle kan julle sitplekke inneem. Baie dankie in die musiekspan, dit is so gepas. Ons boodskap soos die Here vandag op ons hart gelê het, ook op aansluiting van die inseën van die kind en nie die doop nie. En dat ons die voorskrifte in die Bybel volg. En dat ons alles meet daar buite aan wat die woord van God sê. Ons sê nie hiermee alle ander geskrifte, wetenskapboeke en enigiets is verkeerd nie. Ek sê nee, ons meet dit aan die Bybel. As dit in lyn is met die Bybel, dan is dit die waarheid. As dit nie in lyn is met die Bybel nie, dan is dit natuurlik nie die waarheid nie en ons kan dit nie aanvaar as die waarheid nie en ons verwerp dit. So ons gaan vandag bietjie gesels nie, ons gaan 'n lering doen oor die Bybel wat jy in jou hand het. En Bybel is natuurlik dan die boeke wat bymekaar geskryf is, dis die woord van God. En miskien is daar van u wat so 'n bietjie agtergrond het oor, wat is die Bybel, waar kom hy vandaan? En is dit die waarheid, kan ons nog hierdie Bybel vandag se lewe vertrou? So ons gaan vandag na 'n paar goedjies kyk. En ek gaan vir u sê, die Bybel is die waarheid. Die woord van God is die waarheid, so seker as wat die Here leef, is hierdie die waarheid. En ek gaan vir u wys dat ware wetenskap en die Bybel nie teenstrydig met mekaar is nie. Dis in harmonie. Wat die Bybel al baie duisende jare terug gesê het, begin die wetenskap maar nou eers van die ontdekkings maak. So daar is geen regte wetenskaplike wat kan bewys die Bybel is verkeerd. Ons gaan dan daaroor gesels. As jy die Bybel saamgebring het, kom ons lees vandag uit 2 Timoteus 3 vanaf vers 12, 2 Timoteus 3, en dan gaan ons 'n versie ook lees uit Johannes 17. So die Bybel, wat is die Bybel? Die Bybel is natuurlik onfeilbaar, onvernietigbaar, en die Bybel is onvervangbaar. En as ek nou praat van die Bybel, dan praat ons nou van die woord van God. Want die Bybel is maar net 'n biblioteek van boeke, maar ons verwys hier na die woord van God. Ons gaan die woord Bybel maar gebruik vir nou, om dit te verduidelik. Kom ons lees saam. 2 Timoteus 3 vanaf vers 12. Wat het Paulus hier vir die jong Timoteus prediker geskryf? En Timoteus was so 30 jaar oud toe hierdie lering vir hom geskryf is. En wat sê hy rondom die Bybel? Kom ons lees dit. 2 Timoteus 3 vanaf die 12de versie. En almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal met die beklem op, sal vervolg word. Moenie dink dat jy nie sal vervolg word, dat jy nie sal uitdagings hê nie, dis nie wat die woord sê nie. Elkeen wat godsvrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word. Jesus homself het gesê, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie, want hulle het my eers gehaat. Vers 13. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Nou hierdie is nou 'n moeilike Afrikaanse term en ek gaan dit net in ander woorde vir u sê. Hy sê, hulle wat mense verlei en wat self verlei word.
Dis eintlik wat hierdie versie vir ons sê, as jy na die laaste sin van vers 13 sal kyk. So mense word mislei, en hulle mislei ook ander mense. Vers 14. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige geskrifte wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, en dis presies wat ons vandag doen, lering, tot weerlegging. Nou weerlegging is 'n woord, as jy iets bewys of teenbewys, jy weerlê dit wat gebeur het. Tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis wat ons leer hierso uit hierdie gedeelte. Kom ons kyk na een versie ook in Johannes 17 vers 17 wat hierby aansluit. Ons praat vandag oor die Bybel. Kan ons nog die Bybel vertrou in die dag waarin ons lewe? Johannes 17 vers 17 sê: Heilig hulle in u wandel. U woord is die waarheid. Punt. U woord is die waarheid. Nou hier is 'n stelling gemaak, die woord is die werklike waarheid. Gemeente, broers en susters in Christus, ons lewe in 'n tyd waar die Bybel baie bevraagteken word. Baie mense bevraagteken of die Bybel nog regtig die waarheid is. Ag, en kom ons wees nou eerlik, elkeen van ons het op 'n stadium al gewonder, is hierdie nog geldig? Is hierdie net maar 'n boek nie? Is hierdie net maar nog 'n geskrif nie? Kom ons kyk, wat sê die Bybel? En die mense bevraagteken dit wat in die Bybel staan. En hulle kom met hulle eie sienings. Mense sê, hierdie is maar net nog 'n boek. En as ek praat van mense, beteken ek nie noodwendig mense in die kerk nie. Ek praat oor die algemene persepsie wat daar van die Bybel is. Die gewone man, Jan Alleman op straat sê, dis net 'n boek hierdie. Kom man, regtig. Dis maar net 'n boek wat deur 'n klomp mense geskryf is. En weet jy wat, seker so 15 jaar terug het ek met iemand gesels. Nou jy kan niemand oortuig nie. Die persoon het my gesê, waarom glo jy wat in die Bybel staan? Dis dan net deur mense geskrywe. Glad nie 'n gelowige persoon natuurlik nie, en ook glad nie toegelaat dat die Gees hom kan oortuig nie. En ek het net gevra en gesê, Here, U kan deur die Gees die persoon oortuig, ek kan nie, dat mense so glo nie. Dan is daar mense wat sê, en ek dink baie van ons wonder selfs, al glo ons die Bybel, is dit nog relevant vir ons in die tyd waar ons vandag lewe? Is hierdie boek nog regtig vir ons van belang? Ons het dan so baie goed op internet wat ons kan gebruik, wat baie meer op datum is as 'n boek van 'n paar duisend jaar oud. Maar Jesus sê vir ons vandag, deur die woord wat hy opgeteken het in Johannes 17 vers 17. Jesus homself sê vandag, u woord is die waarheid. Paulus sê, die hele skrif is deur God ingegee. So die vraag op mense se harte vandag, waarom kan ons dan nog die Bybel vertrou? Die moderne mens weet mos alles.
En dit moes antwoorde vir alles. Kom ons vandag as broer en suster in Christus, vra vir mekaar, waarom kan ons nog die Bybel vertrou? En ek gaan jy 'n paar voorbeelde gee. Dis natuurlik net 'n punt van die ysberg, dis onmoontlik om deur alles te gaan. Ons het nie die vermoë nie. Ons het nie die tyd nie. Kom ons kyk net na 'n paar goedjies. Is die Bybel nog werklik van toepassing? Kan ons die Bybel vertrou? En moet ons nog die Bybel glo? Of kan ons nou maar in die boek van opinies gaan lees? Want baie mense het mos 'n boek in die Bybel, boek van opinies. So kom ons begin om te sê, wat maak hierdie boek dan anders as al die ander geskrifte? Wat maak hom anders as die Koran of die geskrifte van die Imam Mahdi en al die ander heilige, sogenaamde heilige geskrifte? Hoekom is hierdie boek uniek? Kom ons kyk daarna. Vir die wat nie weet nie, hierdie boek, die Bybel, wat ons sê, is die woord van God, bestaan uit 66 boeke. Dis deur 40 skrywers geskrywe, oor 'n periode van ongeveer 1500 jaar. Nou maak dit nou absoluut nie meer sin nie vir ons nie. Hoe kan 40 skrywers oor 1500 jaar dieselfde boodskap dra? Hierdie Bybel is geskryf, sommige boeke is geskryf deur konings. Ander boeke is geskryf deur gewone mense. Ander boeke is geskryf deur vissers, deur vissermanne, eenvoudige vissermanne. En daar self mediese dokters van die tyd wat hierdie boeke geskryf het. En tog is daar een boodskap in hierdie woord van God. Het jy geweet, daar's geen teenstrydigheid in die kernboodskap van die woord? Oor al die eeue heen, en oor hierdie 1500 jaar, en oor hierdie 40 skrywers, is daar geen teenstrydigheid nie. Nou, ek sal vir jouself vra, hoe is dit dan moontlik? Dan gaan ek vir jou sê, omdat God self die outeur is. Met ander woorde, mense het dit geskryf, God het dit geïnspireer en natuurlik sy stempel of sy handtekening dan daarby gesit. Kom ons gaan kyk na die belangrikheid van die waarde en die waarheid van hierdie Bybel. Nou, ek gaan nou vandag 'n paar goedjies sê, en dit het nou miskien nie altyd met jou saligheid te doen nie. Ons verdedig nie dit wat ons sê nie, ons verdedig die woord van God en of dit die waarheid is. Veral as ons kom by die wetenskap, oor 'n paar minute. Het jy geweet dat die Bybel in sy oorspronklike vorm absoluut foutloos was? Hebreëus en Aramees in die Ou Testament en Grieks in die Nuwe Testament. Vir die eenvoudige rede, dit was 'n wêreldtaal, amper soos Engels vandag. As jy tog vandag iets gaan skryf en jy wil dit wêreldwyd versprei, gaan jy dit beslis in Engels doen. Dit is ook die rede hoekom dit in die oorspronklike tale geskryf is. In die oorspronklike vorm en oorspronklike tale is dit volmaak en foutloos. Nou, as dit vertaal word, daar is, as mense nie doelbewus die boodskap wil verander nie, is daar eenvoudig net nie sekere woorde in ander tale nie. Ek dink ons almal verstaan dit. Daarom is daar in die Afrikaanse taal, as jy nou taalkundig gaan ontleed, gaan jy sê, ja, maar die Bybel weerspreek homself. Dit is nie so in die oorspronklike taal, miskien in ons Afrikaanse taal. En dan ongelukkig is dit ook so, dat die vyand ook kom, en hierdie Bybelse boodskap kom verdraai. Ons gaan nou nie daaraan aandag gee nie, want dit is 'n boodskap op sy eie. Dit is ook so. So daar's, met die vertalings, is jy twee tipe vertalings. Jy het die vertaling, kom ons vat die Afrikaanse vertaling, wat nie perfek is, soos die oorspronklike vertaling nie, en daar's honderde voorbeelde, maar die boodskap bly dieselfde. Die boodskap van Jesus Christus
van Jesus Christus wat gesterwe is, gekruisig is, gesterf het, opgevaar het en wat terugkom. Dan is die tweede gedeelte dan, in ander vertalings is daar mense wat doelbewus die Bybelse boodskap verdraai, en ongelukkig kan ons dit nie aanvaar nie, want ons verwerp dit. Dan gaan mens terug na die oorspronklike taal toe, en jy kan 'n diepte studie maak daarvan, wat ons nou nie vandag sal doen nie. Ons het gelees, die hele skrif is deur God ingegee. Die Heilige Gees het hierdie boodskap vir ons gegee, deur die geïnspireerde woord wat die skrywers ontvang het. Met ander woorde, hierdie boek is nie die idee van God nie, maar dit is die woord van God self. Anderster is die Koran, wat die idee is van wat 'n God kan wees, is hierdie boek nie 'n idee nie. Dit is die woord van God self. God kan nie lieg nie. Het jy geweet, daar is goed wat God nie kan doen nie? Nou sal mense sê, God is soewerein, hy kan doen wat hy wil. Natuurlik is hy soewerein, natuurlik kan hy doen wat hy wil. In sy soewereinheid het hy gekies dat hy nie kan lieg nie. Hy het gekies dat hy nie teen homself sal gaan nie. En hy het gekies dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. So as iemand vir jou vra, kan God alles doen? Nee, hy kan nie. Hy kan nie teen homself gaan nie. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie sondig nie. Nie omdat hy nie kan nie, hy is soewerein. Maar in sy soewereinheid kan hy dit nie doen nie. Het jy geweet dat hierdie Bybel, soos wat ons hom ken, is onvernietigbaar. Daar het konings in die verlede al probeer om hierdie Bybel te vernietig. Regerings het al hierdie Bybels verban in hulle lande, dat jy nie die Bybel in daai land mag inbring nie. So het die vyand deur die doen van mense die Bybel aangeval oor al die eeue. Hierdie Bybel is die grootste, is die wonderlikste boek wat nog deur al die eeue voortbestaan, wat dit op sigself 'n wonderwerk is. Jesus self het gesê, my woord sal nooit verbygaan nie. Mense sal kom en mense sal gaan. Rykdomme sal vergaan. Regering sal kom en regering sal gaan. Maar die woord van God sal bly staan. Ons lees in Matteus 24 vers 35, sommer net geparafraseer wat sê, die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Dit is wat Jesus Christus gesê het van hierdie Bybel. As ons vat nadat Jesus opgevaar het, tot en met vandag, kom ons noem dit so meer die moderne tipe tydperk, kan ons histories dan die betroubaarheid van hierdie Bybel vertrou? Nou, daar is verskeie argeoloë wat keer op keer bewys, tot en met datum, dat hierdie die ware woord van God is, van die oorspronklike geskrifte af. Geen ontdekking wat gemaak is tot en met datum, kon hierdie Bybel ooit weer lê of dit verkeerd bewys nie. Jesus het gesê, as mense stil bly, sal die klippe dit uitroep. En vandag wil ek vir u sê, vandag roep die klippe dit alreeds uit. In die vorm van historiese betroubaarheid wat hulle ontdekkings doen. En dis maar nog net die begin van die klippe wat dit uitroep. Die Bybel is absoluut histories betroubaar. Die Engelse sê mos,
En dit is so lekker om dit te sê, without fail. En hierdie bring my nou tot 'n volgende punt, en dit is natuurlik die wetenskaplike korrektheid van hierdie Bybel. Is hierdie Bybel wetenskaplik korrek? En nou praat ek van die ware wetenskap. Ek praat nie van die sogenaamde nuwe wêreldse liberale tipe wetenskap wat dinge wil verander nie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. En nou gaan ek vir julle 'n paar voorbeelde noem uit die Bybel uit. Want die Bybel van praat dat mense duisende jare eers later agtergekom het. Dit is so, die Bybel praat die waarheid. Dis 'n bevestiging van die korrektheid van die Bybel. Kom ons vat 'n eenvoudige ding. As ek jy nou kan terugvat op skool toe jy nou geleer het van die waterkringloop. Die hidroliese siklus van die water. Het jy geweet die Bybel beskryf dit alreeds? Dat water uit die see uit opstyg. En daar waar die temperatuur en die doupunt dieselfde temperatuur bereik, vorm kondensasie en wolke vind plaas. En die wolke beweeg en dit reën en die reën vloei terug na die see. Het jy geweet is in die Bybel opgeteken? Dit is relatief nuut in die wetenskap. Ons praat van 100 of 2 of 300 jaar miskien, waar die mense, die slim wetenskaplikes dit eers agtergekom het. Prediker 1 vers 7 sê, al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie, na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. En as jy nou 'n studie gemaak, in die oorspronklike vertalings kom jy agter, maar dit is presies die hidroliese siklus, die watersiklus, en hoe dit gedoen word, en dit is presies wat die mense duisende jare eers ontdek het. Wat van Job 36, vanaf vers 27, want hy trek die waterdruppels af, hy sif neer by sy mistige weer en reën, wat die wolke laat neerstroom. 'n Eenvoudige ding, soos die watersiklus, word vir ons alreeds in die Bybel geopenbaar. En daai mense het glad nie 'n idee gehad wat hulle skryf nie. Vandag het ons so bietjie 'n idee, want die Gees en die woord word progressief geopenbaar. Daar's natuurlik baie goed wat ons nog glad nie eers weet nie. Kom ons vat 'n ander ding. Die Bybel sê in Job 26 vers 7, sê die Bybel die God hang die aarde aan niks. Jy kan dit lees in Job 26 vers 7. Nou in die antieke tyd, in die tyd van die Bybel en voor dit, het die mense geglo die aarde rus op pilare. Maar weer eens het die Bybel beter geweet. En baie jare later het ons eers agtergekom, die aarde hang aan niks. Presies wat Job al vir ons geskryf het. Nou of die aarde rond of die aarde plat is, ons gaan nou definitief nie in daai debat vandag ingaan nie, anders gaan ons fokus verloor. Maar wat ek vir jou wil sê is, dat die Bybel alreeds vir ons die antwoord het. Want of die aarde nou plat of rond is, dit gaan nou niks aan ons saligheid verander nie. En ons gaan nou definitief nie kwaai vriende raak daaroor nie, want dit het nie ewigheidswaarde nie. Dit sal vergaan. Maar die woord sal bly staan. Ons gesels vandag oor die korrektheid van hierdie Bybel in die wetenskap, in die ware wetenskap. As jy wil weet of die aarde nou plat of rond is, gaan lees net Jesaja 40 vers 22. Die antwoord is daarop geteken. En as jy wat dalk hier sit vandag verstaan, wat is die verskil tussen 'n ramlyn en 'n great circle, dan weet jy presies of die aarde rond is en die plat is. En as hierdie vir jou nou regtig so belangrik is, en jy wil graag bietjie meer weet, nooi ek julle uit, maak 'n afspraak met Tiaan Pretorius van die vliegskool, hy's
Hy's 'n loods, 'n airline pilot en 'n instrukteur. Boek vir hom 'n boek, laat hy vir jou lesboek daaroor wat is die verskil net tussen wat 'n ramlyn en 'n great circle is en jy sal verbaas wees hoe waar die woord van God is. Verder, kom ons kyk wat sê die Bybel verder. Het jy geweet die Bybel sê daar's ontelbare hoeveelheid sterre? Genesis 15 vers 5 staan daar. Kyk jy nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Hoor wat sê die Bybel daar? Gaan tel bietjie die sterre as jy kan. Nou moet jy onthou die mense van daai tyd het gedink hulle kan die sterre tel. Hulle het regtig gedink hulle kan die sterre tel. Jeremia 33 vers 22 sê: die leer van die hemel kan nie getel word nie. En die sand van die see kan nie gemeet word nie. Dit sê die woord van God. Baie jare later het die mense agtergekom, dit is nie menslik moontlik om die sterre te tel nie. Die sterre is vir ons as mens ontelbaar. God natuurlik aan die ander kant ken elke ster se naam. Hy weet presies van elke sandkorreltjie. Ons kan nie. Vandag weet ons. En dit is soveel baie ver te dink nie. Gaan vra vir Google of vir ChatGPT of Gemini. Of kan jy die sterre tel? Weet jy wat se antwoorde kry jy? Die Bybel het dit reeds geweet duisende jare terug. Kan ons die Bybel vertrou? Ja, ons kan beslis die Bybel vertrou. Kom ons vat die mediese van die tyd. Nou hier en daar is 'n suster en asseblief ek vra julle, as julle sê ek praat nou nie die waarheid nie, daag ek die susters uit, staan op, sê vir my of as die mediese mense is. Die Bybel sê al in Levitikus 17 vers 11 dat die lewe van die vlees is in die bloed. Nou praat ons van die vlees, van hierdie liggaam wat sterflik is. Ons praat nou nie van jou siel wat jou intellek, jou emosie en jou verstand is of jou gees wat onsterflik is nie. Ons praat van hierdie wat kan seer kry en wat oud word en wat al hierdie kwale het en wat hierdie stryd is in hierdie vlees en hierdie gees van ons. Die Bybel sê in die Ou Testament, Levitikus 17 vers 11, dat die lewe van hierdie vlees is in jou bloed. Vandag se mediese sê die bloed dra suurstof. Is ek reg, is dit? Bloed dra die suurstof. Bloed is die voeding van ons liggaam. Die bloed is die lewe van hierdie vlees self. Kom ons praat oor iets soos sanitasie en kwarantyne. Ek dink COVID-19 is nog vars in ons geheue. En weer eens in Levitikus 13 vers 15 praat die Bybel vir ons van isolasie. Levitikus 13 vers 45 sê, en die melaatse aan wie die plaag is, hy moet alleen woon buite die laar met sy woonplek wees. Wat het daai mense nou verstaan van isolasie? Hulle het die wette nagevolg. Vandag gaan die mediese van jou sê, ag, hou maar jou op 'n afstand as jy nie lekker is nie. As jy siek is, moet asseblief vir my eerder nie werk kom nie. Hoe daai ding COVID gegaan, stay home and save lives. Dis nie 'n nuwe ding nie. Die Bybel leer vir ons al duisende jare terug van dit. Wat het hulle nog gesê in COVID? Jy moet jou hande was. Hulle ek onthou hulle het nog gesê jy moet vir 20 minute lank was. Ek dink mense, wow, die mediese is nogal slim. Kom ek sê vir u, dis vir ons al opgeteken in Levitikus 14 vers 8. En ek haal aan. Hy moet sy klere was en al sy hare afskeer en hom in water was. Sanitasie. Levitikus 15 vers 13. Dan moet hy sy klere was en sy liggaam in lopende water bad. Nou hierdie klink nou normaal vir ek en u wat nou gisterand of vanoggend 'n lekker bad of 'n stort gevat het. Daai mense van daai tyd het nie gebad en gestort soos ons nie. En as iemand vir jou gaan sê jy moet gaan bad, dan was dit buite die normaal. Die Bybel
bevestig dit wat die mense gewonder het. En soos die progressief geopenbaar word, kan selfs die medisyne bevestig wat die Bybel vir ons sê. Hou afstand. Onthou jy hierdie, hoe het hulle dit genoem? Social distance in COVID. Dis nog vars in ons geheue. Hoor wat sê Levitikus 13 vers 45. Hy moet roep, onrein, onrein, moenie naby my kom nie. Social distance is baie beslis nie iets wat in COVID-19 begin het nie. Die Bybel weet al lankal vir ons, is al lankal vir ons opgeteken in 'n wettiese vorm. Vandag weet ons bietjie meer. Dit was lank voor die mediese wetenskap wat hierdie goed opgeteken is. Het jy gehoor dat Moses het Levitikus in die jaar 1446 voor Christus geskryf het? Daai mense het nie idee gehad eintlik oor die medisyne nie. En vandag het ons daarom so klein bietjie, nie veel nie, so klein bietjie idee. Ons kan ten minste verstaan dat ons hande moet was, want se dra ons goggas rond. En dieselfde beginsel wat in Levitikus is, kan vandag nog toegepas word en die mense vra, is die Bybel nog betroubaar? Kom ons vat 'n ding soos die begin van die heelal, sonder nou om groot debatte in te gaan. Die Bybel, die woord van God sê vir ons, in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ware wetenskap sê, die heelal het 'n begin gehad. Dalk nie uit 'n Christelike oogpunt uit nie, maar die heelal het 'n begin gehad. Is dit nie 'n bevestiging ook dat die Bybel waar is nie? Selfs Prediker lees ons, Prediker 1 vers 6 lees ons al, dat die wind sirkuleer. Prediker, Salomo het dit al geweet, en vandag het die weerkundiges nou eers die onlangs dit uitgevind, dat die wind sirkuleer. Jy het 'n landwind, en jy het 'n seewind, en jy het 'n katabatiese wind, en 'n anabatiese wind, en jy het al hierdie name van die wetenskap. Salomo het lankal, hy het dalk nie die wetenskaplike naam gehad nie, vir ons opgeteken in die Bybel. Het jy geweet dat die woord praat van die paaie in die see? Kom ek lees vir u, Psalm 8 vers 9. Die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Ek wonder wat het die ou mense gedink toe hulle hierdie gelees het. Die Bybel praat van die paaie van die see. Eeue later eers het hulle ontdek, daar's iets so seestrome, ocean currents. Nou mense het nie dit geweet nie. Dan vra jy nog self jou af, is die Bybel betroubaar? Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie. Maar waar dit oor die skepping en die dinge van die skepping praat, is dit betroubaar en waar. Jy sien, wetenskap ontdek. Die Bybel het dit reeds gesê. Geen bewese wetenskaplike feit het ooit die Bybel verkeerd bewys nie. En ek vra vir jou asseblief, as jy dink daar is 'n wetenskaplike feit, kom gesels met my asseblief. Ons is oop, kom gesels. Want dan sal jy iets nuuts aan my openbaar. Tot en met datum is daar geen ware wetenskaplike feit wat die Bybel verkeerd bewys nie. Nie dieselfde as in ander boeke nie. Dink nou maar aan die wêreldensiklopedie en al daai goeters. Later kom hulle agter, maar hulle was verkeerd. En hier kom ek nou by 'n punt wat my baie opgewonde laat maak en my baie passievol
laat maak vir dit wat ons doen in die koninkryk. Die verbuisterendheid van die profesie in die Bybel. En dit is iets wat my baie naby aan die hart lê. Die Bybel voorspel die toekoms. En natuurlik weet die Satan, ons mense wil graag weet, wat gaan môre met jou gebeur? Wat moet jy nou doen in daai besluit? Jy wil graag weet wat gaan gebeur. Die mense het so vleeslike begeerte om te weet wat lê in die toekoms voor. En die Satan misbruik dit nou natuurlik deur al die middele. Dit is klaar vir ons geopenbaar. Dit is onwaarskynlik. Dit is moontlik, maar is onwaarskynlik dat die Here vir jou sommer nou ander goed gaan openbaar in die toekoms. Wees baie versigtig, want mense is tog so geneig sê die Here sê dit, dan gebruik dit tot hulle eie voordeel. Meet dit aan die woord van God. Hulle misbruik eintlik die naam van God. Hierdie Bybel, en ons het dit nou al 'n paar keer gesê, is meer op datum as môre se News 24. Nie vaag nie, nie onseker nie, presies meer op datum as môre se hoofopskrif in die Koran. Kom ek gee vir jou net 'n simpel nie, 'n belangrike voorbeeld net van die Ou Testament. Het jy geweet daar is meer as 300 profesieë in die Ou Testament dat Jesus gebore sal word? Al 300 het presies waar geword. Dis 'n bewese feit. En daar is natuurlik profeseë wat nog nie waar geword het nie, wat in die toekoms lê. Dit bring ons by die begin en by die bewys dat God het van die begin af geweet wat tot en met die einde sal gebeur. Nou as ek sê einde, klink dit so of daar einde is. Daar is nie 'n begin nie en daar is nie 'n einde nie. Ons as mens het nie die vermoë om dit te verstaan nie. Maar binne menslike terme, God het van altyd af geweet wat tot en altyd sal gebeur. En as ons dit sou net dit sou begryp, dan is God nie meer God nie. En dan die opheffende krag van die Bybel. En ek wil graag hierdie die hooftema maak. Onthou ons het 'n baba ingeseën of 'n kind ingeseën. En ons volg die Bybelse voorskrifte na. En ek wil vir jou sê, broer en suster in Christus, die Bybel is nie net waar nie. Dit verander mense. Die Bybel verander dronkaards, verander misdadigers, verander gebroke mense. Hierdie Bybel verander jou en my. Want ons almal is in 'n mindere of 'n meerdere mate gebroke. En daarom het ons almal die woord nodig. Die woord maak nuut. Waar die woord inkom, kom die lewe in. Hierdie Bybel is die absolute eerlikheid van God. Hierdie Bybel steek niks weg nie. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. Dawid wat genoem was 'n man na God se hart. Het jy geweet hy het ook sonde gehad? Toe hy so 'n bietjie daar kyk vir die dames, het eintlik moord gepleeg. Die Bybel steek dit nie weg nie. Die Bybel bring dit in die lig. Ek het die geleentheid gehad Woensdag wat verby is om by Zanelli te bedien. En een van die jeugkinders was saam met my gewees. En ek het vir hulle gevra, wat 'n fout het Moses gedoen? Ek wonder as ek die gemeente sou vra, wat het 'n fout het Moses dan nou gedoen? Of ons dit daarom kan onthou, of daarom dit weet wat in die Bybel staan.
Tot my verbasend was daar ten minste 3 of 4 mense by Zanelli wat ons Woensdae bedien, wat gesê het, Moses het 'n fout gemaak. En dan vra ek, wat se fout het hy gemaak? Hulle sê hy moes met die klip praat en toe slaan hy die klip. Hoeveel van ons weet dit eers? Die Bybel sê, Moses het 'n fout gemaak. Hoeveel foute het ek en jy nie al gemaak in ons lewe nie? Hoeveel bekeerde besluite het ons nie al geneem nie? Hoeveel keer het ons nie al 'n klip geslaan in plaas daarvan om met 'n klip te praat nie? Petrus, die Bybel praat ons van Petrus se val. Die Bybel openbaar alles. Onthou jy wat Petrus gesê het? Hy het gesê, Jesus, ek sal u nooit verloon nie. Maar later ontken Petrus dat hy Jesus ken. En weet jy wat? Nie 1 keer nie, sommer 3 keer in dieselfde asem. Hoeveel keer val ek en jy nie soos 'n Petrus nie? Die Bybel steek niks weg nie. Die Bybel openbaar alles, bring alles in die lig. Want jy sien, dit gaan nie oor ons as mens nie. As ons dink alles gaan oor ons as mens, dan maak ons 'n groot fout. As jy dink kerk is daar net om jou te streel, om jou te vertel hoe goed dit met jou sal gaan, en jou vlees tog so sal streel, dan is dit baie beslis nie in lyn. Jy sien, want alles in die Bybel gaan oor God in die eerste plek. Nou wil ek jy vra, nou luister nou mooi, hierdie Bybel praat ook met jou vandag, wat hier sit. Die onfeilbare, onvernietigbare woord van God, praat met elkeen van ons, en ook met jou, broer en suster vandag. Miskien sit jy hier vandag, en jy weet, dinge is nie so lekker nie, of dinge is nie so reg nie, dan sê Jesus vandag vir jou, kyk, ek staan vandag voor jou, en as jy laste het, bring dit na my toe, ek sal dit wegneem, my las is lig, en my juk is sag. Laat hom toe, om in jou lewe te werk, deur om die Bybel te lees. Hy sal jou vrymaak. So wat moet ons dan nou doen? Ons moet beslis die Bybel lees, bestudeer. Maak nie saak op watse vlak jy is nie. Miskien sukkel jy nog om te lees, maak nie saak nie. Die Here sal vir jou deur sy Heilige Gees dit openbaar. Liewe vriend, ek wil vir jou sê, met alles wat ek het, my gees, siel en verstand, wil ek vir jou vandag waarborg, jy kan die Bybel vertrou. En baie meer is net wat ek sê. Jy kan na hierdie wetenskaplike feite gaan kyk, jy kan 'n studie gemaak of die Bybel die waarheid is, en jy gaan verstom om te sien hoe waar is die Bybel. U woord is die waarheid, het Jesus gesê. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dankie vir u woord wat u vir ons gegee het, Here. Dankie, Here, dat u beter weet. En dankie, Here, dat u wee nie ons wee is nie. Dankie, Here, dat u gedagtes nie ons gedagtes is nie. Here, help ons om die woord beter te verstaan. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons staan dan, sluit ons af met nog 'n liedjie. Kan ons die skerm verander? Hy by ons. Hy is aan.
Julle kan net vir ons die liedjie se woorde aansit. Daar's hy. Is hy nie Wonderbaar, wonderbaar, is hy nie wonderbaar, wonderbaar. Ja, hy red en genees en hy doop op met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar, is hy nie wonderbaar, wonderbaar, is hy nie wonderbaar, wonderbaar. Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Sing hom weer. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Amen, kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat U wonderbaar is en wonderbaar is U werke. Dankie Here dat ons die woord het in ons eie taal. Dankie Here dat ons kan lees wat U vir ons opgeteken het. Vader, openbaar vir ons die woord meer deur die Gees en gee ons 'n honger na die woord in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar,